Wonderlike woorde van Petrus, as hy sê, Jesus bring die verlossing. Daar's geen ander manier nie, daar's geen ander naam om verlos te word nie, om gered te word nie, as deur Jesus. So van my aangrypend om te dink oor waar en wanneer Petrus dit sê. Petrus en Johannes is voor die Joodse raad. Hulle is aangekla omdat hulle in die naam van Jesus goeie dinge aan mense gedoen het. Hulle is in die moeilikheid omdat hulle geloof uitleef. In plaas daarvan om stil te bly, in plaas daarvan om net te praat oor dit waarvoor hulle in die moeilikheid is, gaan hulle verder. En hulle sê, net Jesus. Die Joodse raad hou nie daarvan nie. Hulle is verbaas dat die disippels, Petrus en Johannes, met soveel moed voor hulle praat. Hulle weet, hierdie ouens is in die moeilikheid oor hulle geloof. En ons het die mag om hulle te straf. En dan probeer hulle steeds om hulle geloof te vertel. Dis eintlik 'n verbasing van, ek kan nie glo hoe dom hierdie mense is nie. Hulle is juist in die moeilikheid omdat hulle oor hulle geloof praat, en nie doen hulle dit weer. Die praat hulle nog steeds oor. Hulle gaan nie ophou nie. Hoe leef ek en jy ons geloof uit? Is mense verbaas oor hoe ek en jy oor ons geloof praat en dink, hoe ek en jy ons geloof lewe? Is mense verstom dat ons aanhou om goed te doen aan mense, aanhou om Jesus te vertel en Jesus te leef, aanhou om op te staan vir wat reg is. Maak nie saak wat die gevolge is nie. As ander mense verbaas oor my en jou lewe. Here God, dankie dat U ons steeds roep om goed te doen aan ander mense, dat U ons steeds roep om op te staan vir wat reg is. Dat U ons steeds roep om vol van die Gees getuies van U te wees. Om steeds die waarheid oor U te praat, te leef, te doen. Maak ons vol met U Gees, sodat ons, soos Petrus en Johannes, die moed sal hê, die woorde sal hê, die wysheid sal hê, om vir U en deur U te lewe. Amen.